is ons nou. En Toppie, goeiemôre aan. Môre Frank. Uiteindelik nou is dit nie meer Facebook foto's nie, dis nou uiteindelik ons wat kom kuier by jou. Jy het 'n lieflike stukkie water hier en almal van ons lek al lippe af vir 'n lang tyd om hier te kom hengel. Ouens, en ons sal net 'n bietjie wys hierso hoe lyk die plekkie. Maar as julle nou hengelaars vriend toe ry, so eenvoudig soos dit. Jy ry op die Moloto pad en daar by die winkels by die Spar is nou Kentucky ook, daar draai jy regs af en jy kom na die hengelaars vriend toe. En as jy sien daar's 'n klein grondpaadjie, dan wil jy op hom wees. Nou ja, dis waar Toppie bly, jy ry tot op die doodloophek en druk net nie vir my hoeter nie en dan Toppie sal vir jou kom help daar. Maar vandag, ou Toppie, gaan ek nou vir jou 'n bietjie 'n paar dinge hierso wys en ons gaan bietjie lekker saam met hengel met die goeders. Vandag vir die eerste keer, hy het nog nie eens 'n plakker op nie, hengel ons vandag met die spierwit voer, ons nuwe voer. Ons het die Mava paste hierso, ons het die Mava flouties hierso en ons het hierdie lekker ou Mava poeier wat almal al ken. Dan gaan ons bombooster, gaan ek en Riet hengel en dan Toppie gaan vir ons 'n bietjie help. Hy gaan met 2 stokke gaan hy met die wit voer hengel. So ek wil nou nie te veel praat nie, ons gaan nou begin 'n voorbereiding doen en dan staan ons net met die eerste vis en dan kan ons sê hoe ons hom gevang het. Daar sê maar ek hoop dit gaan 'n lekker dag wees en baie dankie nogmaals dat jy en Christa vir ons genooi het dat ons lekker kan kom kuier hier by jou. Christa is gou op huis toe, sy het vir ons 'n lekker bykinkie en eiers gaan maak en 'n koffietjie. Nee oom. In your dreams. Ja nee oom. Okay julle, ons praat net nou. Witvoer is 'n bietjie 'n swaar voer. So hy vra maar water hoor. Hy sluk maar water, meng hom bietjie daar. Ja, nou Toppie vorentoe, ons sal bietjie kyk na die volgende. Kan ek net daai voer 'n bietjie sien? O ja, pragtig. Maar wat ons vorentoe wat sê van die reuke? Baie. Ek hoor hom sommer. Ek praat Afrikaans. Hy gesels. Ek ry kom. Ja, sê. Maar Toppie, hierdie ouetjie nou. Hierdie kereltjie wat ons ook vir jou saamgebring het. Indien jy vorentoe, ons sal net hierdie loop van die dag kyk as ons die volgende batch aanmaak, né? Dan kyk ons net hoe loop hy, want hy is maar splinternuut. Ons het hom nou maar aangemaak op ons manier, maar hy het nou 'n paar nuwe goedjies in wat daar nou in hierdie land nog nooit in 'n mielie was nie, wat Johan de Klerk ingesit het. Ons het lank gevat om dit reg te kry. Maar as hy nie wil lekker werk, jy weet, ek wil net vir die ouens dit makliker maak dat 'n ou dan 'n bietjie Blue Diamond. 3 koppies van hierdie en dan 1 koppie Blue Diamond om net daai skok aan hom te kry, om hom oop te kry en 'n lekker geur. Dan maak hy sommer nog 'n dubbel geur met hierdie. Okay. Daar sê dankie 100%. Daar sê. Toppie gaan nou hengel vanoggend met sy witvoer, die Ajaja. A-I-J-A-J-A. Dis wat daai voer se naam is. Ajaja. Okay, ons natuurlik bietjie bombooster omdat ons vir hom kans gee met die witvoer te hengel. Maar ons ek wil tog vir julle iets wys. Riet, ek hoop jou kameraitjie kan dit nou sien. Van nou af gaan julle sien dat hierdie bombooster gaan letterlik, dis nie meer poeier nie. Ek maak nou sulke klonte van hom dat hy saam met die voer op die bodem lê en wanneer die voer lekker begine oplos, dan kom daai bombooster ook en hy los daarop. Ek wil nie hê die water moet oor hom gaan en dan vat hy die poeier weg nie. So ons maak hom dat hy 'n bietjie langer saam met die voer lê en so nou. Okay. Right, en ons kry gou ek het 2 koppies water. So ek gaan 4 koppies van hierdie vat. Ek is eintlik baie lus om saam met hierdie kyk hy bombooster. Pragtig. Ek gaan 3 koppies van hierdie vat. Baie ouens geniet hierdie tipe hengel. Riet, ek wil net staan jy sommer net en leem hom 'n bietjie daar af. 3 koppies daarin gegooi, maar ouens, ek het hierdie ding een keer oorgekom daar by Olifantsfontein by daai, wat is daai dam? Prime View. Ek het my bombooster gebruik en ek het dit die volgende week, toe los ek dit maar so in die kar rou oop in die bak. En toe ek daar kom, toe ryk die bombooster nou nie vir my so heeltemal, nie iets oorgekom nie, maar dis of die booster uit die bom uit is, of die bom uit die booster uit is. Ja, nou moet jy maar ryk. En toe gooi ek vir my van daai in, en ek weet nie, ek is nogal nou lief om die storie te doen. Hierdie balle is ontsettend swaar, as jy hom aangemaak het, maar kyk net hierdie lekker
Hoe groot is daai ouetjies nou? Maar hy's lekker swaar, so jy moet hom nou 'n bietjie los laat hy daai watertjie kan insluk. Oom hierdie ding se Right, laat ek net gou hier kom. Jy's nou al verder as ons. Right, toppie. hierdie ding se reuk en die tekstuur is net Dis nou die witvoer. Dis die witvoer. Dit is die plain witvoer wat ek nou vandag wil hengel. Daar's hy 2 koppies water. Daar's hy ja. En jy het hom net so bietjie oor die ramp van die koppie gegooi, né? Ek het hom net so bietjie. En hy het omtrent nou 8 minute gestaan, né? Omtrent 10. So jy sê hy is absoluut. Kyk net hier, dit is Okay, great dis stuff. iets anders. Right. So ek weet wat gaan hier gebeur. Okay. Maar hy's bombooster, né? Met Ja, Blue ek het nou Diamond, bombooster okay? en Blue Diamond, maar ouens, ons hengel nou. Ek het daai idee van die groen plastiek en so aan, het ons maar weer verwyder dat hy bietjie meer na hierdie kant toe gaan professioneel. So ek maak hierdie stroppe nou so dat jou voerbal lekker kan vassit en dat jy 'n lekker gooi kan gooi as jy hom wil gooi. So daar sê ek wil hom net gou aansit reed. Ons hengel maar klein sinkertjies. So verkoop hierdie stroppies aan die ouens en 2 hoekies met daai ouetjie vir R14. Ons praat nou maar sommer prys van baie keer dan sê die ouens onmiddellik, jy weet, oom frik, wat kos daai ding? Nou daar sê hy, okay. So as 'n 2-hoek stroppie, jy moet maar lekker speel met hom en wat jy ook al wil opsit en dan gaan ons net nou 'n bietjie bolle gooi of sommer net laat waai en kyk wat gebeur hierso. Net so, ek het so 3 teelepeltjies water. Nou ouens, julle onthou mos ons het 1 teelepel water, 1 teelepel duivelsdrek, 1 teelepel garlic. So ek vat nou die garlic weg, ek vat die duivelsdrek weg en ons sit 3 teelepels water. Skoon water, dan vat ons so teelepeltjie, hy's 'n bietjie kleiner as die gewone teelepel, maar ons gebruik nou maar hierdie ouetjie en dan gooi ons die mabbapoeier binne in die water. En dan gaan ons hom net bietjie deurroer. Ek gaan net vir jou wys daar het hy maak so pragtige oranje en 'n so bietjie florro groen lyk dit my. Kleur as ek dit kan sê. Okay. Nou soek ons net die meel. Right, en dan met daai selfe teelepeltjie. Ek gaan sommer hom lekker opgehoop, so 2 opgehoop maak. En dan gaan ek hom hier, is nou 'n bietjie anders, hy's ou plastiek goed. Maar kom ons meng hom dan so. Hy maak onmiddellik so lekker dik oranje paste. Ek gaan hom nou vir julle wys. En jy weet nou, dit was 2 opgehoopte teelepels, né? So jy kan sien die pasta is lekker nat. So ons gaan nou begin om die derde ene in te gooi. Ons kyk hoe lyk hy nou. Ek begin al klaar baie mooi vorm kry. Ekskuus ouens, want ek het nou die stal teelepels en die goeders is nou iewers ingesit. En dit het nou natuurlik sy weg iewers gevind. Nou okay. Ek hou mos van hom so. Vereers so lekker pap. Kom ons haal daai uit want elke stukkie is nou belangrik. Daar sê. Maar wat ek nou doen, ek gooi net so klein bietjie meel. So, klein bietjie vrug, daar sê. En nou rol ek hom net saggies. Ouens, jy vat net aan hom. Ons het dit mos nou al 'n paar keer verduidelik, daar sê. As jy hom so druk, dan bly hy op jou hande, dan gooi jy maar net daar in jou meel. Meng hom so bietjie, skud hom so bietjie af. Nou kan jy hom bietjie harder begin druk. Ek moet net die ouens wegkry, daar sê. Nou kan jy hom begin bietjie harder druk, 'n balletjie rol, totdat jy nou voel, hy's lekker sag. Maar hy het nou al sy geure, of kom ek sê geur van die mawa. Kan julle sien, daar sê. So baie min van die meel elke keer bysit, ouens. En ek wil sê nog so 1 keertjie. Daar sê. Maar vir die hengelaars kan ook daai video kyk wat Johan gemaak het oor die maak van 'n mawadegie wat Ja, hy ja. vir jou spesifieke gramme gee. Ja. As jy nou 'n persoon is wat nou nie soos vinnig die dinge wil aan mekaar slaan nie, dan kan jy baie mooi sien hoe Johan dit doen. Ja, maar ek het nou mooi gewys, 3 teelepels water. En julle sien omtrent 3 opgehoopte lepels as ek reg kan onthou van die meel. Nou ek gebruik nou nie koekmeel soos die resepie daar sien ek gebruik, maar nog altyd my bruismeel. En ouens, daar's met 'n paar keer se rol en maak en goeders. Hy klou nie aan my hande vas nie en daar's jou deegie.
En die en hy ruik net En die mals. brysmeel is fyn, jy moet net jou deegie bietjie koel hou, nê. Jy moet Ja. hom nou nie in die son sit nie, moet want hom nie in die son laat. dan gaan hy nou bietjie rys. Okay, hierso is die bombooster voerbal waarmee ek vandag gaan hengel. Okay, jy het nou die pyst al klaar aangespuit, né? Ek het 'n Mava deegie bo gesit Okay. en onder sit ek net 'n Mava floutie Aha. en dan het ek Mava paste opgespeel. Okay, en dan natuurlik 'n En dan bietjie gaan ek mava. nou 'n bietjie Mava poeier bo. Daar sê. Ek noem sommer hierdie ding the full Monty. Met ander woorde, dis nou die hele ding is net gemavafatiseer. Dis 'n nuwe woord uit Hongarye uit, okay. Daar sê, dan sit jy vir hom 'n bietjie mava daarop, pragtig. Daar sê netjies en dan die ander ouetjie wys maar net hoe spuit hy die mava paste. Het nie my lelike gevreet op nie, hy het Johan se skoonheid op. So daar is dieselfde ouetjie Dieselfde aas aangesit en dan spuit jy bietjie met daai. en dan jy kan net so bietjie spuit as jy wil. Ja. Jy kan hom bietjie smeer as jy wil ook. Ouens, nou die ouens sal seker vra maar waar is die piggie pompie? Die ding is net ons het hierdie mava baie sterk aangemaak in die mava paste. En die stukkies mava bly maar agter. En toe sit ons maar eers hierdie pompie op sodat 'n ou seker maak dat hy uitkom. Maar van ons ouens toets hom nou al vir die geruime tyd en die ouens moet ek sê werk lekker met hierdie twee stokke gaan nou na daai krombome toe en dan die ander twee wat aan die ander kant staan. Ons gaan bietjie daar op daai riete gooi. Nou daar loop 'n riviertjie daardeur. Kan sien hy beweeg, maar kom ons kyk bietjie wat gebeur vandag dan. Daar is hy, dit is hierdie enetjie, die eerste enetjie op die garlic tot van Macpac. En dan het ek 'n pineapple floutie pit bo gehad en ek het bietjie mava Op die voerbal. mava, ja, ek het bietjie mava paste op die voerbol gesit net en dit is O, absoluut dis al. al. Die eerste enetjie is daar. Dis die omtrent huis 10 gereed. minute en daar by ons lyk dit my loop Ja, op. ja, nee, dan hier het sy 'n loop ook. Dankie. Ek dink die visse kan maar bietjie klein wees, maar alraai wat lekker is ek het nou na daai boom toe gegooi daar oorkant, daai witterige ou. En die water loop nou so bietjie. Maar o, gat, daar lyk dit vir my gebeur vandag nou iets aan die oorkant. Dit lyk vir my dit is 'n tipe van 'n opleidingsdingetjie of daar's miskien kanoes wat 'n bietjie gaan ry, maar in elk geval hoop ons het kans om vir almal hier 'n geleentheid te gee om te doen wat hulle wil doen. Die polisieman het klaar gedrop so binne kwessie van 3 minute. Was besig om daar video te neem, maar kom ons kyk wat gebeur vandag. En ons hoop daai ou groot 6 kilogrammer waarvan hulle praat kom hier uit. Nou ja, daai ouetjie wat ons oor gepraat het, wat ek gesê het gaan byt so oor 'n paar minute, omtrent 3 minute toe laat waai, maar hy het nou gevat, maar nou nie kwaai nie, maar hy het hom daarom lekker gevat. Het hy losgekom. Sê vir my Red, wat het jy op die voerbal gehad? Wat het jy hier gehad? O ja, die deegie en al daai goed, né? Ons het hom ons nou afgeneem met die deegie. Bo en so aan. Okay, ons maak hom maar net weer mooi. Ja, ek en Toppie kyk so 'n bietjie terug op die verlede. Maar terwyl ons so praat, toe hardloop hierdie ouetjie pragtig. Toppie, op hierdie stokkie is dit die een wat net gebyt het. Dis dieselfde stokkie wat net nou gebyt het oom. Ja, dit is die garlic tot met die klein wit bol met bietjie mava pasta op. Okay. En dit is presies. Dis al wat ek wou gesien het hierdie kant laat die wit voer definitief. lekker werk nou. Hoorie maar dit lyk vir my jy het ietsie oulik nou hier aan, hoor. Dit lyk belovend. Kom ons kyk 'n bietjie. Maar hy ruk hierdie stok mooi van die penne af. Ou verwag dit mos nou nie eintlik hier so gou nie. Maar daar's hy. Dis my het hom mooi gevat, hoor. Waar is jy net? Het jy hom hier? Ek kyk nou deur die kamera oor daar lê hy. Okay. Okay, so hy het op daai garlic tot gevat, né? Mooi. Mooi. Dis regtig 'n baie mooier vis. Ag man, as 'n ou die tipe van visse kan vang. Wat wil jy meer hê? Toppie baie geluk ou maat, hoor. Jo. Nee, kyk, so uister man. Dis 'n mooi enetjie is daar vir die dag. Daar's hy. Pragtige visie my ou mater. So as al wat ons wou getoets het, daai wit voer hier by jou. Absoluut. Ons het bombooster aan daai kant, maar jy het nou al 2 visse
En omtrent 3 kwartier nou, né? Hier omtrent, korrek. Mooi rooi is hierdie ster. Ja, Pragtig. alles baie gesond. Nee, baie dankie julle twee. 3. Ja, dankie oom, ek waardeer. Right, nou ek weet, die visse hou nogal van banana hier, so wat ons nou gaan doen, ons gaan 'n banana tot onder sit en bo. Maar saam met die boosteen sit ek 'n mava deegie en saam met die ondersteen sit ek 'n mava floutie en mava paste op die voerbal. Kry, dan wil ek net sê hierdie stok het ou Neville gou-gou vir my geleen. Dis hierdie Kaizen stokke wat hulle maak. En ek moet vir julle ouens sê, hoorie, ek het hom net op 'n toppie laat voel en dit is net hierdie stokke. Ek onthou ek wat hierdie vorige gehad, Neville het vir my die eerste 11 voet stok gegee, 'n paar jaar terug. Maar hierdie Kaizen stokke wat hulle absoluut vir jou opmaak, na jou keuse, die lyntjie se kleur, die oogies en alles, is net eenvoudig hottipot. Dis 'n groot bal wat ek gooi met 'n 8 voet stok en hy gaan so gemaklik. Gooi ek hulle daar teen daai kant en ag man, dit gaan soos 'n droom. Bo en onder 'n garlic tot gesit, want dit werk baie goed by hierdie dam. Saam met die garlic tot bo sit ek 'n mava deegie en saam met die garlic tot onder sit ek 'n mava floutie met mava paste op die voerbal. Ja, die tots beginne saam met die mava en die goed, werk hulle daarom absoluut excellent, hoor. Hoor hier het ons 'n keuse of ons hengel, of ons gaan doen dit. O, gat, waar is die polisieman? Wat die ene? Nee, alles is hier. O, daar is hulle. Hoor hierso, Right. ook net 'n foto hierso. Kyk hoe lekker hardloop daai mense, né? Sjoe, nou dink ek op Saterdag lê almal in. As daar nie cricket of rugby is nie, is almal maar in die winkels. Kyk nou hoe mooi. Massiewe vis. Geluk man. Kan ons kyk wat is. Ons gaan nou gou kyk daar, ja, kom net daar in die net so dan kyk ons gou wat een wat dit gebeur. Baie geluk. Dis nou nie 'n reusagtige vis nie, maar wat baie interessant is, het iets interessants gebeur. Hy het op die boonste hoekie gebyt en wat het jy op die boonste hoekie gesit? Die garlic tot en dan het ek 'n mava deegie saam met hom opgesit. Ek het die hoekie in die bol teruggedruk en net bietjie mava paste bo-oor gesmeer. Oeps, ekskuus. In die onderste hoekie het jy Net 'n gewone mava, ag 'n garlic. die garlic tot opgehad, ja. Alright. Dis So reg, die ja. mava deegie werk baie mooi. Hy het definitief deurgekom nou. Nou gaan jy net vir so 'n groter een doen, né? Sy pa gaan roep. Nou gaan hy sy pa roep vir ons, ja. Right, ons het nou weer 'n bietjie oor die verlede gesels en hoop maar die reën kom nou nie. Nie dat hy die reën wil wegwens ooit nie, maar toe sou Neville se stokkie, die ou wat laaste ingegaan het. Hardloop hy toe nou eerste en hy het gehad, wat het hy? Hy het 'n Hy banana. het 'n banana tot onder met 'n mava floutie en bo het hy 'n banana tot met 'n mava deegie Okay. en dan 'n bietjie mava paste op die voerbal. Yes, maar ek wil tog vir julle ouens sê, hierdie Kaizen custom. Dis nou 8 voet stok hierdie. Jy kan hom bietjie opvat daar na boontoe ry. Weet jy hoe lekker is dit nou om met so 'n stokkie byvoorbeeld jou karpies te vang? As jy nou dink 'n 5 kg karp. Hoe gaan hierdie ouetjie nou lekker speel met daai ding, né? Nie dat hierdie nou. Die toppie staan al gereed om te skep. Ons nou afgekom die ou visie, maar net toe hy nou afkom en ons nuwe leader aansit, seker maar 'n bietjie van 'n hoe sê mens tackle failure? Dit nog al 'n geveg op. Ja, nee, en toe hardloop hierdie ou. Nou ja, hier's die windjie kom nou op en daar sou weertjie wat weer aankom wat hulle ons oor gewaarsku het, maar nou ja, ons hoop dit gaan nou nie te bad nie. Voer met die mava werk lekker. So dis omtrent vis nommer 5 hierdie ouens. Ja, ons is omtrent 2 ure besig. Sy baie mooi. En die vis is gesond hier, Toppie. Ja, ek moet sê ons is baie gelukkig wat dit aanbetref. Ons visse is regtig baie gesond. Gaan nou van hulle kry ons hulle vinnetjies is goud geel. Okay. Hierdie ouetjie het gebyt op 'n mava pit Ja, sê. met 'n mava deegie agter. En dan het ek gisterand 'n mava stroopie gemaak
Ja, dis een van die kliënte, Gerard, né? Ja. Wat gesê het gaan 'n bietjie apteek toe en kry vir jou. Ja, wel ek het nou half my eie kombinasie van aptekerstropies gevat. En toe gooi ek mava by. Aptekerstroopie, né? Ja, hulle het fancy name, 2 verskillendes wat ek bymekaar gegooi het gisterand. OK. En nou sit ek mava stroopie, amper soos 'n dippie, maar hy het hom nou gevat. OK, en dan het jy 'n mava om binne in mava wys hom En dan bietjie. het ek bietjie mava, Ma- so 'n bietjie mava. Die mieliepitte. Ja, die pit met die Daar sê, kyk hoe pragtig lyk hy. OK. Bob Jones man, daar sê. O ja, okay. ja, ek het hom so gedaan. Daar's Daar sê baie dankie julle twee. OK. Die goed werk. Mooi tannie. Right, laat ons bietjie kyk, wat sê jy? Right, hier het ek 'n mava floutie met 'n mava deegie op die onderste hoek. En ek gaan nou eksperimenteer met 'n anys, wit anys en 'n nikkerbol wat 'n pers anys is op die boonste hoek, maar weer Tots, né? Ag, sorry. Nee, dis reg, dis tots, jy het net nie die naam. Garlic, ag, 'n anys tot en 'n nikkerbol tot wat 'n pers anys tot is met 'n mava deegie. Dan het ek die natuurlik die mava paste opgesit met 'n bietjie mava poeier en ek het hom so 'n spuitjie bietjie anys gegee. OK. Wat jy nou nie kan sien op die bol nie. Laat ons nou net kyk of die anys wat partykeer 'n groot vis lok nie saam met die mava dalk iets doen nie. Right. Homself kom voorstel, dis nou Toppie se seun en hy sê nee, julle ouens weet nie om hierdie pasta te gebruik nie, dat ek vir julle wys. Nou ek wil net nader kom na sy hand toe. So hy het vir hom 3 lekker vetkrieke ingeryg en wat doen jy dan met dit? Op 'n groot hoek, hè? Yes, dan het ek van die malva paste op hulle gesit, OK. so, Right. Hulle like dit lekker. en dan hulle is lief vir dit, tannie, vir al die visse is. Okay. En dan het ek hulle net so mooi op hulle gesmeer. Daar sê. En toe vang jy hierdie baber daarmee. Hoe lank het hy gelê? Ja, 10 minute. Op die langste, ja. ek dink julle het nog ek wou nog vir julle sê moenie konkel nie. En dis 'n paar minute terug. Ja, Maar hy baie het geluk. Kom ons kyk wat maak jy nou met daai ou. Baie dankie hoor. Baie dankie. Het jy 'n foto geneem Yes. van hom met sy vis? Jy kan hom met jou vis staan. Jy weet hom vashou, né? Yes, tannie. En dan wil ek sommer net 'n foto van die karika afneem. Daar is hy net 'n bietjie verder van jou staan, so ietsie soos die. Daar sê Enrico baie geluk my ou maat. Soms maar 'n bietjie moeilik wanneer die hengel aan die go is want 'n ou weet nie altyd wat gebeur waar nie, maar die ouens daar aan die oorkant gaan natuurlik nou vroegoggend uit. Ek weet nie of hulle daar by Rodeplaas se kanoeklub gaan hengel. Ag, gaan ry met die kanoes nie, maar nou ja, dit is nou op ons gooi plek en goeie, so hier kom nou 'n paar van die ouens in. Maar 'n ou moet maar vir hulle ook 'n kans gee om hulle ding te doen. Maar ek het nou gedink terwyl hulle nou so ver moet loop daar met die skuite. Ek dink jy noem hierdie lancers, ek het ook een gehad in my jong dae. Double lancer of wat ook al, maar dit sou bakgat wees as hulle sommer net daar uitklim in steede van hier bo op ons lyne die hele tyd. Maar natuurlik almal verstaan nie hengel nie, né? Okay, hier het ek op al 2 hoeke 'n banana tot met 'n bloekom tot en dat ek banane op die voerbal. Ek gaan so 'n bietjie bloekom ook opgooi. Dis 'n kombo wat ek by Cast and Catch ontwikkel het 'n lang terug. Ruk terug en dan gaan ek soos die visie wat ek net gevang het 'n bietjie mava paste bysit. Dan gaan hy. Doen my gans en doop hom bietjie in hierdie O ja. custardpoeier van my. En in hierdie poeier het jy nou ook mava gesit, né? Mava en bombooster en custardpoeier. Sit die dekseltjie op en dan skud jy hom lekker. Daar sê, nou kan jy hom lekker skud. Seer maak nie. Jy gaan nie. Daar sê, as hy uitkom kyk hy mava sit hy lekker oranje daarop. Daar sê, nee, dis reg. Soos ons altyd sê, ons sit nou almal lekker gesels, dis 'n ontsettende lekker tyd van die dag. En so tussen die gesels hoor ons net krrrr, maar ons almal sit vir mekaar en kyk, jy weet, want die lugdruk het ontsettend gesak en dan moet 'n ouma weet. Dis een van die groot tekens dat daar nie sommer 'n vis gaan byt nie. En nou tel hy weer op en daar gat hy, maar hierdie keer is dit 'n nie te bad ouetjie nie.
Dis maar se een hoek hierdie, né, hè? Ja. Ou Phyllis, nee, hy's lekker tog. Mooi, yes. Dis daai een wat jy ook gevang het. Baie mooi. Baie geluk. Dis 'n pragtige vis. Jep, en ons het bansbaas tots, né? Nee, laat ek maar sê. Okay, sê jy. Burnt caramel tots. Burnt caramel. Ja, met 'n mavadegie Aha. en dan op die voerbal maskaramel met koller. Okay, daar sê, pragtig. Lieflike ou visie. Jessie man, ek moet jou sê ek het besluit ek en Red ons moet maar môre weer kom, want hierdie ouens met hulle bote is nou weg en die Jacinthe is bietjie weg. So kom ons kyk of ons nie 'n paar van hierdie swaarder manne kan kry nie, né? Right, next door neighbor. Alright, hier is Neville se lekker stokkie wat ons mee gaan hengel vandag, wat hy vir ons geleen het. Dankie Neville. Right, hier het ons weer ook 'n baie sterk bombooster voerbal. Ek het op die hoek het ek 'n banana tot. Ja, Agter hom het ek 'n bloekom tot okay. met 'n mavadegie. En op die voerbal het ek 'n banana pisang met 'n bietjie bloekom. Okay. Dankie man. Net 'n Right. wat het jy hierso tot? Onderste hoek het ek 'n ruby tot, 'n bietjie groter een. En dan bo het ek 'n bunspice tot met 'n garlic double degie, frikse degie en op die voerbal het ek ruby. En nou gaan ons 'n bietjie in vla en wat is jou kombinasie? Jong, ek het- jou geheime kombinasie. Nee, ag, is gewone vlaapoeier en dan het ek bombooster en ek het O, mava. en mava, ja, daar sien ek dit mooi. Dis 'n burnt caramel tot. En dan onder het ek 2 burnt caramel tots Okay. en bo Is het hulle ek gedoop in iets hierdie Pieter? Nee, is maar net hy wat so afloop. O, okay. En dan bo het ons weer 'n bombooster voerbal met burnt maskaramel Ja. Maskaramel. en 'n bietjie mavapaste. Benlik tots 6 mm aan die onderste hoek. Boonste hoek het ek 'n 10 mm benlik tot gesit en dan benlik dippie op die bombooster voerbal en dis al. Die floutie is 'n floutie. Maak nou nie saak, ek weet daar's nou 2 of 3 verskillende verspreiders in die land wat dit inbring. Ons op hierdie stadium ondersteun vir Kryk omdat ons 'n baie lang pad met hom saamkom en sy flouties deur al die jare konstant is. Ons maak 'n floutie, ons koud hom of jy hom nou 'n oezer of 'n bleeder of wat ook al wil noem, maak wat jy wil, maar bring vir my 'n floutie wat 'n halfuur plus so die spoor los van waar jy hom afgegooi het. Hierdie een dryf nou, ons moet logies dink as ons 'n strop aan het, gaan hy net daar lê, maar soos wat hierdie een dryf, kyk daai spoor wat hy los. Hy gaan nou 15-20 meter ver getrek het en hier gaan 'n karp in hierdie spoor inkom want onthou hy's gecover met aminosure en proteïene. Die karp gaan daai spoor optel en hy gaan al nader. Dit is soos voeltjies in 'n wip vang. Jy sit klein bietjie pitte al hoe meer tot onder die wip en dan konsentreer hulle onder die wip en jy vang hulle. Dis die doel van daai floutie. Soos wat hy daar onder in die water lê, gaan hy afgee die strome onder in die water as gevolg van hitte en koue. Dit hoef nie noodwendig 'n rivierstroom te wees nie. Gaan die water laat trek en 7 of 8 meter verder gaan 'n karp verbykom. Hy gaan daai aminosure en proteïene opruik en die smaak en die geur en die kleur daarvan kry. Hy gaan dit volg na die floutie toe en hy gaan dit optel. 'n Floutie moet afgee sodat hy sy doel kan dien en nie in 2 of 3 minute dan is hy wit, geel of rooi soos ons hom by die verskaffer kry nie. Hy moet kan afgee vir ten minste 3/4 uur. Josman, en jy wat jy met die floutie gedoen het, ek wil net so vra. Laas keer toe ons nou so 'n bietjie daar by Knoppiesdam gehengel het, toe het ons 'n floutie daar in die water gegooi, maar toe was hy 2 keer gecover, né?
Of Ja, wat het jy daar probeer doen met Daar's die 'n kuns in die maak van die flouties en ek wil nou ook nou net, ek weet ek kom 30 jaar met die goed saam. Ek wil nou nie vandag hier gaan en my know-how net verniet weggee vir almal nie. Maar dit werk soos jy 'n voertuig sprei. As 'n kar in BMW se hoed ingaan, vat hulle nie net 'n klomp sprei, hulle sprei om hulle trek om uit hulle klaar nie. Daar's 'n reeks van prosesse wat plaasvind totdat hulle op daai finale produk kom. En daar is dan 'n quality control om te sê it's acceptable or no, let's go back or disqualify. So dis hoekom die produk ons so tyd lank gevat het, want onthou MAVA is totaal vreemd vir my. Dis 'n nuwe produk wat ons ontwikkel het, dis totaal buite die gedagte van die Suid-Afrikaanse hengelaars. Ek kan nie vir iemand bel of iewers op Google gaan en gaan sê, wat doen daai ouens nie? My MAVA is 'n unieke produk, so ons moes eers uitgevind het, wat doen MAVA met preservering, wat doen MAVA met coating en hoeveel MAVA. En toe moes ons daai goed bymekaar sit en dan met die verskillende lae wat ons dit opbou om te verhoed. Jy sal sien baie ouens het flouties, hy's gekleur, maar as jy hom omdraai dan lê daar 'n klomp van die kleursel hier onder. Jy kan hierdie floutie draai soos jy wil. Hy is uniek. Kyk in sy covering. Dis nie net 'n eenmalige kleur nie, dit lyk asof daar kolletjies op is en as jy kan hom draai soos jy wil, daar word nie afgegee nie. So dis is 'n kwaliteitproduk. En dis vir my belangrik, want die MAVA moet deel vorm van hierdie floutie. Dit help nie die MAVA gaan lê onder in die botteltjie. Aanvanklik toe ons flouties begin het ons, as ons sê byvoorbeeld anys maak, het ons 'n kartonnetjie gesny met anys, dan sit ons dit op die kartonnetjie en dan sit ons hom in, laat hy op ingee. En so die ding geëvolueer tot waar dit vandag is. En ek dink net hierdie is die toppunt van my kennis en vaardigheid, hoekom ek dit tot hier gebring het. Frik, Suid-Afrika is dip verskrik. En dit sluit nou Johan de Klerk wat nou hier sit en sy tande warm praat in. Want ons het almal dips deur die jare gemaak. Maar met die jare se vervaardiging, as jy 'n passie het oor 'n spesifieke ding, dan verbeter jy altyd soos wat jy aangaan. So ek sê altyd my laaste produk wat ek vervaardig het, sal altyd my beste produk wees. En toe ons nou MAVA poeier op die mark gesit het, was daar geen twyfel nie. Ons het dit oor en oor bewys dat dit goed is, maar tipies toe begin die Suid-Afrikaners vra, kan hulle dit in 'n dip kry? En ek het gesê, ek wil nie graag weer 'n dippie maak nie. Ek sal eerder gaan kyk of ons nie MAVA in 'n baie gekonsentreerde vorm, in 'n vorm van 'n pasta beskikbaar kan stel nie. Ek weet daar's baie ouens wat dit klaar 'n dippie noem, maar ek wil groot asseblief vra, kom ons noem dit 'n paste, maar net ter wille van erkenning van die produk. So die kern van hierdie produk het definitief ook heuning in, maar ek het moeite gedoen om heuning in die middel van my proses in te sit, want ek wil nie hê die heuning in hierdie proses moet skade ly nie. Ek wil die kerneienskappe van die heuning vereenselwig of trou met die poeiers van MAVA. So en ja, ons het baie uitdagings gehad. Julle sal ook sien dit kom in 'n amber botteltjie, want enige dip se vyand is lig en lug. So dis hoekom jy medisyne in 'n amber botteltjie kry, dit beskerm om die beste en daarom het ons op 'n amber botteltjie hier besluit. Ek weet die hengelaar sê, maar ons wil die ding sien, op die rakke staan. Ons het nie die produk vervaardig vir reuk, geur en kleur nie. Die produk is vervaardig van ensieme en proteïene wat spesiaal saamgesit is om die vis na jou toe te trek. Ons het moeite gedoen, ons het die piggy pompies getoets, ons het die lotion pomps getoets. Omdat hier grove stukkies in die produk is, was ons bang vir die piggy pompie dat hy mag op 'n stadium verstop. So ek kan nie vandag sê die lotion pompies gaan nie dalk ook verstop nie, maar at least het die lotion pompie beste kans om te hou en nie te verstop nie. Maar ja, hierdie produk is regtig saamgestel. Soveel energie is wat ons in MAVA poeier gesit het, soveel het ons in die floutie en in die lotion gesit. Die lotion pompies se navorsing en dan nou ook die paste. So ek kan met gerusstelling sê vandag, as jy water toe gaan met die nuwe verrykte proteïen voer, met 'n MAVA floutie, met die MAVA paste en die MAVA poeier, gaan jy in 80%, selfs 90% van omstandighede 'n paar visse uitkrap. Daar's net te veel wetenskap hier agter wat die oorsaak gaan wees dat jy gaan sukses hê. Ja, ons het die wonder uit hengel uitgehaal met hierdie paar produkte.
Van die waters van Pretoria, door die wêreld se moeilikste oewers, waar geloof en presisie ontmoet en wetenskap sy trefkrag verkry. Johan de Klerk getoets, bewys, kompromieloos. Dit is nie net aas nie, dit is vertroue in beweging, maar waar? Gooi met geloof. Oh, 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 oh. Gooi met geloof. Oh, 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 oh. Laat die kar byt. Whoa, whoa, oh, oh. Waters van Pretoria, door die wêreld se moeilikste oewers, waar geloof en presisie ontmoet en wetenskap sy trefkrag verkry. Johan de Klerk getoets, bewys, kompromieloos. Dit is nie net aas nie, dit is vertroue in